Ons gaan saam lees in 1 Johannes 3. 3 vers 1 tot 10. Nou, Johannes het ook die evangelie geskryf van Johannes, is Markus, Mattheus, Markus, Lukas, en dan ook Johannes. Maar Johannes het ook drie briewe geskryf hier in die Bybel, van Here op die sekere skrif. 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes. Maar daar die briewe is bietjie agter. Ja, so laaste in die Bybel, en net voor Openbaring. Openbaring ook Johannes geskryf. Wat die Here volgesê. Ek gaan daai deur die Heilige Gees. Nou hier, ek wil bietjie lees vanoggend, bietjie 'n langer gedeelte, van 1 tot 10. Kinders van God doen wat God wil hê. En hulle is lief ook vir die ander gelowiges. So, kinders van die Bybel, hou aan sonder kinders van God, stop daarmee. En doen wat God wil hê. Vir sy dag. Ons het ek het 'n boodskap gebring na terug waar die Here vir ons herinner dat hy 'n heilige God is. Heilig. Die heilig beteken sonder sonde. Heilig beteken doen alleen wat reg en goed is.
wat belangrik is, daar is reg, ons sê die kant reg, die kant verkeerd. Die kant is doen wat God wil, die kant is doen sonde. Hierdie kant, as ons glo in Jesus, en vir Jesus aanvaar, dan vat Jesus ons hier. Maak ons skoon, was ons skoon, maak ons heilig met sy bloed, en ons sonde en straf, Jesus vat, en hy dra aan die kruis, en daar vergewe God die Vader ons, en vat ons, sit ons hier, om te kan hier doen en leef, soos hy hier. En as hy ons een kant gesit het, ons kan hy weer terug, en dat we daar begin leef. Dat betekent, ons was genoeg om dit te doen. Dat betekent, ons kan struikel, terugkomen, en as Jesus in die Heilige Gees sê, en ek sê, kom inshallah, daarom kom terug, bly hier. Maar dit moet gaan op ander terug, nee. Soos wat ons beter leer die Here ken, leer wat is verkeerd, wat is reg, moet ons bly hier en doen wat reg is. Wat hier in die Bybel, hier in Johannes 1, hoofstuk 3, ons kan het nou gelees. As ons aanhou, terugkom mekaar, sonder doen, ken ons nie vir God, luister ons nie vir God, dan sê God self, as ons nie sy kinders, dan jok ons, as ons sê, ons het vir Jesus aanvaar, ons glo in Jesus, want hier sê Here, iemand wat vir Jesus aanvaar, en glo, stop om dit te doen. Loop nie terug nou aan die nee, hulle bly hier en dien die Here met liefde. En so, dit is belangrik dat ons weet wat is reg? Wat wil God hê moet ons doen? Want ons moet ook weet, wat is sonde, wat is verkeerd? Ons moet dit ken nie. Hoe gaan ons weet, wat is reg, wat is verkeerd? Ons moet leer. Ons moet 'n bietjie weer luister en hier inneem in die Bybel en ek kan help daarmee. En myself ook vir julle. Weer hier in die Bybel is nou uithaal, wat sê die Here, wat is sonde? Sodat ek en julle kan weet, ek moet dit los. Kan ek dit aanhou doen? Want dan is ek 'n kind van die duiwel. En ons wil nie kinders van die duiwel wees nie. Nee, want dan gaan ons verloor. En God wil vir ons 'n voeder en lewe gee. En hy gee alleen dit vir wat hier in mekaar is. So, vanoggend, wat die waar is, ek het verlede Sondag begin met een sonde te verduidelik. Ek kyk,
Ek sal later so 'n bietjie meer daaroor sê, want woede en kwaad word gaan saam met die 6de gebod. 6de gebod. Jy mag nie goed maak. Maar woede, kwaad word, dit lei na dood. Seermaak. Dit is die 6de gebod. Nou vanoggend wil ek so 'n bietjie praat oor die boodskap bring oor die 9de. Die 9de gebod. Die 6de gebod is jy mag nie doodmaak nie. 7, jy mag nie egbreek nie. 8, lang vinger. Wat beteken lang vinger? Steel, mag nie steel nie, sonde. En dan 9, jy mag nie vals getuig. Dan 10, mag nie begeer anders verkissing. Sal laat bietjie daarop kom. Maar vanoggend ek wil 'n bietjie praat oor 9. Vals getuig. Kom ek vra eers, wat beteken vals? Wat beteken vals? Is 'n lieg, dog? Ja, vals is ek praat nie die ware storie nie. Ek praat nie die waarheid nie. Ek jok of weer. Ek jok. Ek praat nie die waarheid nie. Dit is vals. En goed, en wat beteken getuig? Goed, mense sê getuig as jy praat oor die waarheid. Ek sien. Ja, burger sê ek vertel oor wat ek gesien en gehoor het. So, ek sien hier en ek hoor soos ander. Ek sien net wat jy doen, ek hoor wat jy doen. En ek neem het in, en loop wat vertel ek vir julle wat ek gesien en gehoor het. Maar getuig beteken ek vertel die waarheid. Dit is getuig. En dit is hoekom Jesus ook sê, ons moet gaan getuig. Nie gaan getuig en loop en vals vertel nie. Getuig beteken ek vertel die waarheid. So vals, ek loop. Nou, vals is ook ek sien, ek hoor, maar ek verander so bietjie wat ek sien en hoor en ek vertel verander anders self. Maar ook, wat kan gebeur? So ek en julle sien 'n stukkie. Ons hoor 'n stukkie, ons ken nie die volle waarheid. So ons verstaan net 'n bietjie. Ek dink nou las ek sê by einde wat ek dink. En dit vertel ek. Dit is ook jong. Dit is nie waarheid. So verstaan ek is. Nou. Ok, stop eers daar. Vals getuig en skindig. Dat is self. Want om vir 'n ander persoon te vertel wat jy gesê of wat ander gesê het, hoor ek kyk so goed en ek vertel die waarheid. Dis die skindig.
sê die waarheid nie, is dit skindig. Maar, versigtig wees. En dit wil het verduidelik. Wanneer ek iets vir iemand oorvertel, wat ek miskien gehoor het, en ek weet dat ek vertel waarheid, dan moet ek vra, maak ek seer? Maak ek seer? Of wat? As jy iets wat waar is, ook oor vertel, maar die rede, hoekom jy dit wil oor vertel, is om jy wil daar die persoon seermaak, sleg maak. En dis ook skindig. So skindig is om vals stories, maar ook om die waarheid te vertel, maar jy doen dit nie om daar die persoon goed te doen, maar om ons seer te doen, om sleg te maak. En dis sonde. Die Here sê dis sonde. So dat dit daar 3 dinge wat ek en julle moet verstaan van vals getuig. Vals vertel, skindig. Ons moet weet dis sonde. Die Here sê dit is sonde. En dis vir die Here so ernstig, dat hy dit deel gemaak het van die 10 gebooie. Mag nie vals getuig praat. Altyd die waarheid, maar die waarheid sonder om seer te maak. Goed. Vals getuig is die sonde, dit maak seer en dit beskadig. En ons moet besef dat as ek en julle nie die waarheid praat oor 'n ander persoon, dan beskadig ons daardie persoon sy naam, sy lewe. Ons maak daardie persoon sleg, dat ander mense dink, ons beskadig, en dis sonde, dis die liefde nie. Jesus sê ons moet mekaar lief hê, en liefde doen dit. Maar, wat mense wat skindig en vals getuig en nie die waarheid vertel met jok, hulle beskadig nie alleen daardie persoon, hulle beskadig hulle self ook. Want mense wat loop, skindig, ander mense begin hom leer ken, hoe hy sê as kinderwerk. Hy praat, dis versagtig vir hom. Hy kan hom nie vertrouw. So jy beskadig jou eie naam, jou eie persoon. Want ander mense leer vir jou ken as 'n persoon wat nie vertrou kan word, nie 'n betroubare persoon, 'n betroubare persoon. Wonderlik en jok en skindig. So jy maak net jou eie lewe ook sleg. En die Here sê, dis sonde. En as ons daarmee aanhou, sê die Here, dat is jy, kind getuig. En ons leef
vandag in 'n tyd wat mense al minder vir God ken. Al minder gehoorsaam is aan hom. Al minder vir Jesus volg. En al meer begin lewe soos wêreldse mense. Soos kinders van die lewe. En Jesus het, wat hier op aarde was, het Jesus gewaarsku. En hy het gesê, so vir die mense, hy sê, hy weet, dat wanneer hy terugkom, hy gaan vind baie mense wat die kinders van Israel geboren het. En min wat vasthou aan hom. En daarom ek moet verkondig, moet vir julle waarsku, moet vir julle aanmoedig, moenie dat julle ook die aanhou sonde doen, deur valse stories te vertel, en te jok, en seer te maak, en stop daar. Sodat Jesus, wanneer hy terugkom, sal vind, julle is voorbereid. Julle is gehou, julle self een kant te wag vir hom. En daar gaan baie mense wees, wat soos julle vanoggend in die kerk saamgekom het, om die boodskap te hoor. En hulle sê, ja, ek volg vir Jesus. Maar baie, miskien dan, van julle, sal een dag as Jesus terugkom, Jesus miskien sê, Timothy, dat jy gaan geskop wees. En daarom so belangrik dat ons hierdie ernstig neem. Ernstig neem. En besef, God is waar. Hy is. Dis dit is nie. God is waar. Hy leef. Hy kyk wat gebeur hier op aarde. En die tyd loop daar. Kom 'n tyd dat Jesus gaan terug. En ons moet voorberei en reg wees. En daarom belangrik dat ons onsself moet ondersoek. Nou, om ons te help, gee Paulus 'n hele lys van 2 Timotheus. Die gebaar van Timotheus, leer Timotheus, Timotheus, T-E-N-O-T-H-U-S, Timotheus. Ek het gekyk, die gebaar van Michael en eenmaal gemaakt het van die Bijbel naam. Ek sien hulle sê Timotheus wat leer, want Timotheus is wat Paulus skryf, hy leer vir Timotheus. En hy sê dat Timotheus moet gaan, en hy gaan leer die mense. So die gebaar van Timotheus is die mense, wat soos julle, dat ek leer, is Timotheus. So, twee Timotheus, 3, gee Paulus 'n lys van sonde, en 'n lys wat sê, wat gebeur as ons 'n vals getuig. En hier is so, hy sê, as ons vals en jong getuig gepraat, dan is ons eintlik selfsugtig, of
Jy dink dit aan jouself. Nee? Jy gee nie om nie. Jy gee nie om vir ander. En hoekom vertel jy hierdie stories? As jy nooit kyk hoekom, as omdat jy wil hê, dat 'n ander persone vir wie jy vertel, moet hou van jou. Moet hou van jou. Ek dink, as jy is ander wat jy dit weet, jy weet, weer is ons. Nie selfsugtig wees nie, omgee. Mense wat dit doen, is sonder liefde. Want as ek lief is, as ons lief is vir mekaar, dan sal ons nie mekaar seermaak nie, en skinder van mekaar nie. En ek weet, en daardie skinderstories, hulle bly nie geheim nie. 'n skinderstorie. En ek weet jy wat gebeur. Daardie kinderstorie wat dood is, so vertel. En dan kom dat by toe oor. Dat is ek waar. Dit is hierdie storie. So, 'n kinderstorie, 'n vals stories, is bly nooit geheim nie. Dit is vry, en almal hoor dit laat. En dan, as mense hoor of besef wie het begin daarmee, daardie persoon se naam en self. En daarom skryf Paulus gesê, nee. Mense wat dit doen, is nie liefde. En Jesus sê, nee, mekaar liefde. Paulus sê ook, mense wat dit doen, is eintlik wreed. Wat is die gebaar van wreed? Wreed. Jy gee nie om nie. Of daar persoon seer kry of vriendig word. Dis wreed. Dit te doen. En daarom sê Paulus ook, 'n persoon wat dit doen, leef sonder God. En Johannes sê, daai lewe sonder God, is op 'n kind van die duiwel te wees. Want jy leef of vir God, of vir die duiwel. Daar is nie 'n ander, is dit of. Baie mense dink, nee, ek dien nie duiwel nie, en ek dien nie vir God nie, ek dien myself, ek hou myself, kan nie. Die duiwel misleide. Hy misleide. Die duiwel wil nie hê mense moet besef, hy die Here nie. Hy sê van, dis jou eie baas. Eintlik is hy besig om hulle te beheer. So, of ons is kinders van die duiwel, of ons is kinders van God. En as ons vanoggend hier saam weer sê, ons glo in Jesus, ons het hom aanvaar. En ons het kinders van God geword, wil dit wees, dan moet ek en julle en almal wat glo, ons self ondersoek. En as ons voelt hier bidde kry, ek loop op dit weer, ek skimmer op dit weer, ek praat op dit weer, dinge wat nie waar is, dan moet ons dit stop. Ons as Christene moet met liefde mekaar beskerm en altyd die waarheid. Die Here wil vanoggend die laaste vir ons
hulle dit sê. Ons moet besef dat vals getuiging jong en skinder bring altyd straf. Jy self gaan seker kry jy dit doen. Ander gaan seker kry as hulle dit doen. En julle weet wat gebeur in die hof as jy geroep word as 'n kom getuig hier. Wat gebeur daar as jy vals getuig? Hulle sê nie kom aan loop nie. Nee, jy word bestraf, jy kry boete. As iemand miskien leuns vertel van my of van julle, nee, jy kan daar die persoon ons toevoeg. As jy hoofd het, oorweeg as jy, ja, jy het leuns vertel, en jy daar die persoon sy naam beskadig, kan jy boete kry, kan selfs tot toegaan. Boete kry. Jy kan selfs gaan vir ernstige was. Jy kan tot toegaan. Dit word gestraf. En maar meer nog, God straf dit met 'n ewige. Hy verwerp mense so aan. Daarom moet ons as sy kinders versigtig wees. Self rein hou. So. En daarom moet ek vanoggend vir jou herinner, en myself ook herinner, om te besef, dit is verkeerd. Dat is self ondersoek, maak so. Ja, stop dit. Nee, doe dit nie, goed. Bless you. En Jesus sê, wees vriendelijk, wees goedhartig van mekaar, barmhartig, gee om, skerm mekaar, so moet ons wees. Mekaar beskerm. Dat sluit al nie af. So, ek wil net afsluit met 'n toets, om vir ons te beskerm. Die toets is, ek en julle moet vra, dit wat ek nou wil oorvertel, is dit 'n storie, is dit waar, is dit 'n leuen? Vra ook, as ek dit oorvertel, maak dit skade? Gaan dit iemand seermaak? Nee, so dit is die toets. Toets is dit jok? Is dit 'n leuen? Is dit vals? Moenie doen. Gaan dit seermaak? Gaan dit skade maak? Los dit oor. Dit is makkelijk. So, vraag jouself eers, hoe jy begin vertel, of getuig.